In hierdie week se Torah portion leer ons meer van Josef. Josef was die 11de seun van sy pa Jakob. Onthou julle dat Jakob getroud was met Rachel, maar dat Rachel nie kon kinders kry nie. En eers baie later in haar lewe het sy swanger geraak met 'n seun genaamd Josef. Josef was baie spesiaal. Hy het die gawe gehad om drome te droom en later in sy lewe het hierdie drome waar geword. Dit was 'n baie spesiale talent en gawe wat Vader vir hom gegee het. Maar as hy gegaan het om dit vir sy broers te vertel, was sy broers baie jaloers op hom en so het hulle toe meer en meer jaloers geraak en hulle het besluit om van hom ontslae te raak. Eendag het Jakob gesê dat Josef moet gaan om vir sy broers kos te neem in die veld waar hulle gekyk het na die skape en die beeste. Toe hulle vir Josef sien aankom, het hulle 'n plan in hulle hart beraam om hom dood te maak. So het hulle hom gevat en gedink om hom in die put te gooi en hom daar te los totdat hy sou sterf. Maar sy broers het toe daarteen besluit, want hulle het geweet, as hulle hom sou vermoor, sou hulle nie hulle geboortereg kon kry nie. So het hulle 'n plan gemaak om vir Josef binne in die put te gooi, maar later het hulle besluit dat hulle vir Josef sou uithaal en dat hulle hom sou verkoop as 'n slaaf aan die Egiptenare. Dit was eintlik alles deel van Vader se plan, sodat hulle eendag in Egipte 'n man sou gehad het met die naam Josef wat hulle broer was, wat hulle sou gehelp het. So het hulle hom toe verkoop as 'n slaaf aan die Egiptenare en hulle het 'n plan beraam om vir hulle pa te vertel wat met Josef gebeur het. So het hulle 'n dier doodgemaak en die spesiale kleed wat hulle pa Jakob vir hom gegee het hulle met bloed besmeer. Toe hulle by Jakob kom, het hulle vir Jakob gejok en vir hom gesê dat 'n wilde dier vir Josef doodgemaak het. Jakob was vir dae, maande en jare hartverskeurend en hartseer oor die dood van sy seun. Maar die broers het nog steeds nie die waarheid vertel nie. Maar vandag wil ek baie graag hê dat elkeen van julle moet weet dat julle 'n baie spesiale talent en gawe by Vader ontvang het, net soos Josef. Julle gawes kan verskil van mekaar, want ons is nie almal dieselfde nie. Maar julle moet onthou dat julle hierdie spesiale gawe en talent wat Vader vir julle gegee het, moet gebruik in sy koninkryk hier op aarde. Dit gebruik ons om vir mense te vertel van Vader. As dit is om te bid, moet jy vir mense bid. As dit is om hulle gesond te maak, moet jy ook bid dat hulle gesond sal word. Vra vir mamma en pappa om jou te help, sodat jy sal weet wat jou spesiale talent en gawe is.